Na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader in Christus Jesus ons Here deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg wat ons kan hê om vanaand hier by mekaar te wees onder die geklank van U woord, dat ons ook as gelowiges mekaar mag opsoek in die geloof, dat daar bande van eenheid, bande van liefde ook ons aan mekaar verbind, omdat U ons koning is en omdat U ons Here is. Vader, wil U gee dat ons aanbidding in hierdie aand ook suiwer sal wees, na die mening van U Gees. Laat dit vir U aangenaam wees, sodat U vriendelike aangesig ook vanaand oor ons sal skyn. Ons bid, Here, gee vir ons opregte hart, sodat ons U in opregtheid en in waarheid en in liefde sal kom aanbid. Dat dit nie maar net ydelle gewoonte sal wees nie, maar dat ons hart betrokke sal wees in ons aanbidding. Vader, wil U ook U woord vir ons verduidelik in hierdie aand. Breek dit vir ons oop, dat ons dit sal begryp en verstaan en daarvolgens kan gaan lewe. Ons bid dat U met elke bejaarde in ons gemeente sal wees, elke lidmaat wat deur siekte gaan, beproewings, ook hulle wat deur die dood geraak is, wil U daar vertroos, wil U krag gee, wil U optel, sodat elkeen van hulle met nuwe kragte op U die lewe vorentoe kan beheer. Gee vir ons ook die genadekrag om ons werk in hierdie week wat voor lê te kan doen, met ywer te kan werk in skoolwerk en take by die universiteit, of werk waar U ons roep ook al. Laat ons met die nodige gawes toegerus word om ons dienswerk te kan doen. Here, laat ons geloof nie maar net hier vassteek in tussen hierdie mure nie, maar laat ons, as ons hier uitgaan, ook leef as U kinders. Geef vir ons die genade daartoe, dat ons ook in liefde die seer en die swaar van mense om ons sal kan raak sien, om hulle te kan ondersteun en dra en vir hulle te bid. Wil U wees met U kerk wat oor see is en op plekke is waar hulle baie swaar kry om te oorleef, waar groot vervolgings plaasvind, ook op hierdie oomblik wat ons hier mag in vryheid aanbid. Dra daarin, wil U genadekragte gee om op U alleen te vertrou. Laat ons nie ophou om ook vir hulle te bid nie, want Here, ons weet ook ons gebede dra hulle, omdat ons vir hulle voor U pleit. Maak ons dan nou stil voor U, geef vir ons innerlike vrede, en praat deur U Gees in U woord, en laat ons luister. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanaand uit Josua 22, verse 1 tot 34. Josua daarna die stamme Ruben en Gad en die ene helfte van die Manasse stam geroep en vir hulle gesê: Julle het alles gedoen wat Moses die dienaar van die Here julle beveel het, en julle was gehoorsaam aan alles wat ek julle beveel het. Julle het hierdie hele tyd tot vandag toe nie julle broers in die steek gelaat nie, en julle het gedoen wat die Here julle God julle beveel het. Nou het hy aan julle broers 'n woonplek gegee soos hy julle beloof het. Gaan nou terug na julle eie woonplekke toe, na julle eie gebied oor kan Jordaan, wat Moses die dienaar van die Here aan julle toegeken het. Sorg net dat julle die gebod en die wet wat Moses die dienaar van die Here julle opgelê het, getrou onderhou, naamlik om die Here julle God lief te hê en alles en volgens sy wil te lewe, sy gebooie te onderhou, aan hom getrou te bly en hom met die hele hart en siel te dien. Josua het hulle met 'n seënwens laat gaan en hulle is na hulle woonplekke toe. Vir die ene helfte van die Manasse stam het Moses 'n gebied in Basan gegee, en vir die ander helfte het Josua wes van die Jordaan 'n gebied gegee saam met die ander stamme. Toe Josua die stamme na hulle woonplekke
toe laat gaan met 'n seënwens, het hy vir hulle gesê, gaan terug na julle woonplekke toe met groot rykdom, met groot troppe vee, met silwer, goud, koper en yster, met baie klere, maar deel die byt wat julle van julle vyande gevat het met julle stamgenote. Die stamme Ruben en Gad en die halwe Manasse stam is toe van die Israeliete in Silo en Kana af weg om na Gilead toe te gaan, na hulle eie gebied wat in besit geneem is op die bevel van die Here deur Moses. Toe hulle by Gelilot aan die Jordaan en Kanaan kom, bou hulle daar by die Jordaan 'n altaar, 'n groot en drukwekkende altaar. Toe die Israeliete het gehoor dat die stamme Ruben en Gad en die halwe Manasse stam die altaar gebou het en dat dit teen Kanaan by Gelilot aan die Jordaan was aan die Israeliete se kant. Toe die hele Israelitiese volksvergadering in Silo bymekaar gekom, gereed om oorlog te maak teen die twee stamme en die halwe stam. Die Israeliete het vir Pinias, seun van die priester Eleazar, na die stamme Ruben en Gad en die halwe Manasse stam in Gilead gestuur. Saam met Pinias was daar 10 volksleiers, een vir elke stam van Israel, elkeen 'n hoof van 'n Israelitiese familiegroep. Toe hulle by die stamme in Gilead kom, sê hulle vir die stamme, so sê die hele volksvergadering van die Here, hoe kon julle die daad van ontrou begaan teen die God van Israel? Julle het mos nou die Here verlaat toe julle die altaar gebou het. Julle is nou in verset teen hom. Was ons sonde by Peor nie erg genoeg nie? Tot vandag toe is ons nie daarvan gereinig nie, ten spyte van die plaag wat die volk van die Here getref het. Vandag verlaat julle die Here en kom julle in verset teen hom. Môre breek sy toorn los teen die hele Israel. As julle gebied onrein is, kom oor na die Here se eie gebied toe, waar sy tabernakel staan en vat vir julle 'n gebied tussen ons. Maar moenie in verset kom teen die Here en teen ons, deur vir julle 'n altaar te bou bo en behalwe die altaar van die Here ons God nie. Akan, seun van Serach, was ontrou met wat aan die Here gewy was, en die toorn het teen die hele Israel losgebreek. Nie net hy het vir sy sonde gesterf nie. Die mense van Ruben, Gad en die halwe Manasse stam het vir die hoofde van die Israelitiese familiegroep gesê, die Here alleen is God, die Here alleen is God. Hy weet, en Israel moet weet, as dit in verset en ontrou teen die Here was, dan moet julle ons vandag nie spaar nie. Of ons vir ons 'n altaar gebou het om die Here te verlaat en daarop brandoffers, graanoffers en maaltydoffers te bring, dit sal die Here self vasstel. Nee, dit was uit kommer dat ons dit gedoen het. Ons het gedink, môre, oormôre, sê julle nageslag dalk vir ons in, wat het julle te doen met die Here, die God van Israel? Die Here het 'n grens gestel tussen ons en julle, die Jordaan. Julle het nie 'n deel in die Here nie. So sou julle nageslag ons in kon verhinder om die Here te dien. Ons het toe gedink ons moet vir ons die altaar bou, nie vir brandoffers of ander diereoffers nie, maar as 'n getuie tussen ons en julle en tussen ons nageslagte, dat ons die diens aan die Here by sy heiligdom sal uitvoer met ons brandoffers, ons ander diereoffers en ons maaltydoffers, en dat julle nageslag nie later vir ons sin sal sê, julle het nie 'n deel in die Here nie. Ons het gedink, as hulle dit later vir ons of ons nageslag sou sê, sou ons nageslag kon sê, kyk, die model van die Here se altaar. Ons voorvaders het dit gemaak, nie vir brandoffers of diereoffers nie, maar as 'n getuie tussen ons en julle. Ons dink glad nie daaraan om teen die Here in verset te kom en om te verlaat deur 'n altaar te bou vir brandoffers, graanoffers en ander diereoffers, bo en behalwe die altaar van die Here, ons God, voor sy tabernakel nie. Toe die priester Pinias en die leiers van die volksvergadering en die Israelitiese familiehoofde wat by hom was, hoor wat die mense uit Ruben en Gad en Manasse sê, was hulle tevrede. Pinias, seun van die priester Eleazar, het vir die mense van Ruben, Gad en Manasse gesê, ons weet nou die Here is by ons. Julle was nie ontrou aan die Here nie. Julle het Israel aan die straf van die Here laat ontkom. Pinias, seun van die priester Eleazar en die volksleiers is toe terug van die mense van Ruben en Gad af uit Gilead na Kanaan, na die Israeliete toe en het verslag gedoen. Die Israeliete was tevrede en het God geprys. Hulle het afgesien van die plan om die mense van Ruben en Gad te gaan aanval en die gebied waar hulle woon te verwoes. Die mense van Ruben en Gad
het die altaar 'n naam gegee en gesê, hy is die getuie tussen ons dat die Here God is. En dan trek ons aandag saam by Genesis 49, vers 19. Daar staan die volgende: Gad 'n bende oorval hom, maar hy val hulle van agteraf aan. Geliefdes in die Here, dit gebeur selde dat 'n mens met min woorde baie kan sê. Die Duitsers het nogal 'n uitdrukking om te sê, in die gebondenheid. Ek weet nie presies hoe sê jy dit in Duits nie, in der gebondenheid sind der meester. In die gebondenheid of die beknoptheid is werklik 'n meester. En nou word in hierdie min woorde geweldig baie van God gesê. 'n Bende oorval hom, maar hy val hulle van agteraf aan. Met hierdie kort seënspreek begenadig die Here die stam met 3 dinge: dapperheid, met loyaliteit en met gehoorsaamheid. Kom ek vra eerstens u aandag vir die Gadiete se dapperheid. Hulle was maar klein van persoon, maar groot van patroon. Hulle was nie 'n sterk en magtige stam nie, maar hulle het hard en dapper geveg vir hulle deel in Kanaan. Eintlik was hulle gebied hier in die ooste kant van Kanaan geleë gewees. Hulle het oos van die Jordaan gaan woon. Jy kan sien daar loop die Jordaan en dis was een van die dinge waarvoor hulle eintlik bang was, daai 3, Manasse en Gad en Reuben, dat hulle nou uitgesluit sou word van die res van Israel, omdat die Jordaan hulle sou skei. Dis die gebied wat van die meer daarbo in Genesaret afstrek tot hier onder by die punt van die Dooie See. As julle 'n Bybel het, dan kan julle die indeling van die stamme gaan kyk bietjie op bladsy 245, daar word 'n duidelike indeling gegee. Ongelukkig, en as julle mooi kyk na daardie kaart, so jy sien daar net onderkant die rooi pyltjie staan daar Ammon en hier onder Reuben staan daar Moab. Dit was ook die gebiede van die Moabiete en die Amoriete. Hulle het dus in 'n baie gevaarlike gedeelte gebly, sodat hulle gereeld onderwerp was aan plunderbendes wat hulle beroof het, strooptogte ensovoorts. Daar was 'n gedurende aanvegting teen hulle gewees. En dan sê die Here vir hierdie ou stammetjie, 'n bende oorval hom, maar hy val hulle van agteraf aan. Letterlik staan daar, hy gryp hulle aan die hakskeen, en dit beteken dat hy die aanvaller dapper sal weerstaan. Hulle kan straf, vat en uitdeel. En deur homself te verdedig en aan te val, sal hierdie stam sy bestaan maak en ook kan oorleef. En om so te oorleef, begenadig die Here hulle met groot dapperheid. Ek dink ons moet hierin sien dat die Here vir sy volk krag na kruis gee. Die Gadiete staan voor 'n baie moeilike taak, en tog rus die Here hulle toe met dapperheid, sodat hulle nie 'n duim sal terugwyk vir hulle vyande nie. Net so kan hy vandag nog krag na kruis gee. Hy roep dikwels met groot take. Hy roep ons miskien dalk tot die werk van 'n ouderling of 'n predikant of 'n diaken, of hy roep ons in die ampt van gelowige om sekere funksies te reël of sekere dinge te doen. En hy gee krag na kruis. Hy voorsien daardie middele wat ons nodig het. Hy sal nie toelaat dat ons ook bo ons kragte versoek word nie. In ons siekte, in ons swaar kry, in ons droefheid en wat ook al. As die Gadiete wou oorleef onder hierdie senitergende terroristiese bedrywighede teen hulle, moes hulle verder besef dat hulle paraat en gedissiplineerd moes lewe. Want dapperheid verg besliste dissipline. 'n Ou is nie maar sommer net dapper en jy dons in 'n ding in en dan kry jy 'n medaljetjie nie. Calvin sê dat dissipline noodsaaklik is vir geestelike groei en karakterontwikkeling. Net as jy 'n vaste dissipline en orde het, kan jou geestelike lewe groei. Die Here het hierdie stam ondanks 'n moeilike opdrag dus besonder gevorm in geestelike groei en ontwikkeling. Hulle moes by hulle dapperheid as 'n klein ou stammetjie hulle krag nie by hulle self en hulle eie kragte in hulle grootheid soek nie, want hulle was van baie klein. Hulle moes gedissiplineerd leer om nederig hulle krag by die Here te soek en nie in eie krag op te trek teen die magtige vyande om hulle nie. Hulle moes baie naby aan die Here bly lewe het elke dag
om te weet, van hom kan hulle alleen krag kry. Ons lees van hierdie vertroue in die Here byvoorbeeld in 1 Kronieke 5:20, as hulle teen die Hagareërs veg, dan staan daar geskrywe, hulle het God in die stryd aangeroep, en hy het hulle verhoor, omdat hulle vertroue in hom gestel het. Hulle het hom voluit vertrou. Hulle bid tot hom, hulle gaan na die Here toe. Hulle maak hierdie sake voor God bekend. Hulle het hulle krag elke keer by God gaan soek. So verlang die Here vandag nog dissipline van sy kinders. God is immers 'n God van orde en nie van wanorde nie. Dis juist in die klimaat en die denkraam van goeie dissipline en orde dat die Here geestelike groei en karakterontwikkeling gee aan elkeen van sy kinders. Dit beteken dat die Here deur 'n ordelike omgang met die woord, met 'n ordelike omgang met die wet van die Here, 'n gedissiplineerde leesprogram, gedissiplineerde Bybelstudiegroepe, vaste gebede, geestelike groei in sy kinders se lewens wek. Gereelde kerkgang. Daar's natuurlik ook tye waar die Gadiete deur die volke om hulle onderdruk is en dat hulle geduldig moes wag op die Here om hulle te bevry. So maak die Here vandag ook nog baie keer. Hy gooi ons dikwels in die meel sodat ons alleen op hom sal vertrou en alleen op hom sal wag vir uitredding en uitkoms. Die Here toets en brei dikwels die wat hy liefhet daar in die steengroewe. Hy druk jou soms onder beproewings in sodat jy kan leer om jou vertroue net op die Here te stel en jou krag alleen by hom te soek. Vandag nog bring die Here sy kinders baie keer in noutes en in gevaarplekke en in swaar drukkende omstandighede, sodat ons op hom alleen kan vertrou vir ons verlossing, vir ons oorlewing, vir ons toekoms, vir alles. Dit beteken natuurlik dat ons verantwoordelikhede en kragte wat hy vir ons gegee moet gebruik. Maar daarop moet ons nie vertrou nie. Ons moet net op die Here vertrou. Die Here sê tog nie vir ons dat ons in hierdie lewe nie aangeveg en beproef sal word nie, maar hy beloof wel dat ons as kerk en as gelowiges nie van ons geloof beroof sal word nie. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek lees tydens een van my huisbesoeke hierdie mooi woorde daar by 'n huis teen 'n muur staan. God het ons nie 'n kalm reis beloof nie, maar wel 'n veilige aankoms. Nie 'n kalm reis nie, maar wel 'n veilige aankoms. Ons is immers deur Jesus Christus meer as oorwinnaars. Maar dan sal ons getrou ons roeping moet bly doen en uitvoer, gedissiplineerd. Dit bring my by die tweede eienskap waarmee die Gadiete begenadig was. Hulle getrouheid of hulle lojaliteit. Al die Gadiete, selfs voor die aanval op Ai, natuurlik Jerigo eerste, maar daar het die mure omgeval. Ai moes hulle gaan aanval en dan het hulle gemaak asof hulle weghardloop en nadat hulle eers een keer verloor het en Akan wat ook nog van die bankgoed gevat het en dan het hulle moes nou weggehardloop en dan kom hulle uit die stad uit agter hulle aan en dan is die tweede groep wat in beweeg in die hele stad afbrand en toe hulle nou sien dit gebeur, toe is hulle nou in 'n warboel en toe maak hulle nou dood. Maar hulle het selfs voor daardie aanval op Ai, die eerste stad in Kanaan, hulle woongebied oos van die Jordaan verower en daarin begin woon. Nog voordat daai stede ingeneem is, het hulle al die belofte aan hulle broers gemaak dat hulle sal help veg en help om die volke van Kanaan te onderwerp. Josua 1 vers 12 tot 18. Hulle beloof om getrou en lojaal te wees teenoor hulle broers en hulle te help in die verowering van die land. In hierdie geleesde gedeelte bevestig Josua hulle getrouheid as hy onder andere van hulle sê in Josua 22 vers 3. Julle het hierdie hele tyd tot vandag toe nie julle broers nie steek gelaat nie en julle het gedoen wat die Here julle God julle beveel het. Hulle het presies lojaal en getrou hulle boeties gaan help. Hulle het lankal al klaar plek gehad. Hulle het nie nodig gehad om daai kant te gaan help nie, maar hulle doen dit.
Ons het in die gedeelte wat ons gelees het, hierdie stam gesien dat hulle 'n gedenkteken daar by die Jordaan opgerig het, om hulle eenheidsband met die res van Israel en hulle trou aan die Here te kom bevestig. Hulle loyaliteit teenoor God, hulle loyaliteit teenoor hulle volksgenote. En op hierdie manier wou hulle trou, hulle loyaliteit, hulle solidariteit met die res van Israel uitdruk. Een met hulle. Asook hulle getroue geloofsverbondenheid aan die Here, wou hulle so op 'n tasbare manier bewys met daardie altaar wat hulle daar gebou het. Kan u sien, geliefdes, Gad was 'n betroubare en 'n loyale broer gewees, wat sy lewe sou gee vir sy medebroers. Daarby was hy getrou in sy aanbidding van die Here. Hulle wou nie die Here los nie. 'n Opregte en 'n loyale mens, sê Spreuke 22 vers 11, het selfs die koning vir 'n vriend. As jy getrou is en loyaal is, dan kyk mense op na jou. Dis daarom geen wonder dat koning Dawid lede uit die stam aangestel het om sake in diens van die koning te behartig nie. Hy het sy sake aan hierdie Gadiete oorgegee en gesê, julle is getroue mense, kyk na my goed. 1 Kronieke 26 vers 32, Dawid het die Gadiete immers as loyale ondersteuners leer ken, toe Gad se dapper baasvegters hulle daar in Siklag by Dawid kom aansluit het, toe hy nog in ballingskap verkeer het en vir sy lewe moes gevlug het, toe het hulle hom begin ondersteun en gesê, u is die koning. En hierin kom 'n pragtige eienskap van die gelowige na vore. Dit is juis in getrouheid en loyaliteit wat geloof gesetel is. As jy gaan kyk na die sterkte van 'n mens se geloof, gaan kyk na sy loyaliteit en sy getrouheid. Ouens wat so woordswarts, dan hier, dan daar, so af en toe in 'n erediens en sulke goedjies, wees versigtig. Dink aan Daniël, hoe getrou was hy. Soos dit sy gewoonte was, 3 maal op 'n dag het hy gebid. Daniël 6:10 vers 13. En Jezus het dit soos wat dit sy gewoonte was, getrou, gereeld opgekom na die sinagoge, Lukas 4:16. Geen wonder nie dat een van die vrugte van die Gees getrouheid is, soos dit genoem word in Galasiërs 5 vers 22. Die Heilige Gees wat in ons woon, die gee vir ons hierdie vrug, getrouheid. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vrede, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Getrouheid. En laat ons nou maar as Nuwe Testamentiese gelowiges ons geloof maar gerus gaan toets aan ons getrouheid, ons loyaliteit. Ons is verlos deur die getroue God. Hy is 'n loyale God. Hy was getrou aan sy belofte, selfs tot die dood toe. Iets van sy getrouheid moet ook in ons lewe weerkaats, want ons vertoon iets van sy beeld. Ons is vernuwe deur die Heilige Gees. Ons moet iets van sy beeld en gelykenis weerkaats na buitekant toe. Daarom kom ons vra dit maar net vir ons elkeen self. Hoe getrou is ek in my kerkgang? Hoe getrou is ek met my huisgodsdiens? Hoe getrou is ek met my gebede? En hoe loyaal is ek teenoor my medebroers en susters in die geloof? Sal jy broers en susters getrou en loyaal kan bystaan en doen jy dit? Selfs al vra dit van jou om jou rustige blyplekkie vir 'n tydjie te verlaat, soos God gemaak het, daar eenkant gelos het. Hy kon heerlik daar gaan sit en niks doen dit nie. Maar hy het dit nie geag om enigstens daar in 'n groef te verval en agteroor te sit in sy gemaksone nie.
Selfs al sou dit van jou opofferings vra, selfs al sou dit van jou en van my stryd vra, hoe loyaal is ek en jy teenoor die Here en teenoor medegelowiges? Hoe ver het ek en jy al gevorder in getrouheid in die geloof? Ek kom by die laaste saak. Ek vra laastens die aandag vir die Gaditese gehoorsaamheid. 'n Mens sou sê dat hierdie seun van Gad, dat hy 'n bende van agteraf aanval, iets van 'n geslependheid openbaar. En tog is dit nie heeltemal die strekking wat die skrif hier verduidelik by hierdie gedeelte nie. Veel eerder wil die Here met hierdie seun iets sê van die Gadite se gehoorsaamheid aan sy bevel om die heidenvolke uit te roei. As hulle kom aanval, dan val hulle terug aan op grond van die Here wat gesê het, julle moet hierdie volke uitroei. Veel eerder wil dit iets sê daarvan dat die Gadite nie sommer moed opgegee het en ingegee het as dit swaar gaan om die opdragte van die Here uit te voer nie. Hulle het nie teruggedeins as dit met hulle nie lekker gegaan het nie. Hulle het weer gaan staan en gesê, die Here het gesê ons moet dit doen, en dan gaan doen hulle dit, al vra dit van hulle geweldige opofferings. Ons sien dit eerstens in hulle gehoorsaamheid om saam met hulle broers die volke te gaan uitroei. Al kon hulle reeds in hulle eie woonplek gaan bly het en hulle nie verder aan die Here se opdragte gesteer het nie. Moses bevestig verder ook hierdie gehoorsaamheid van God as hy in sy seënbede onder andere die volgende sê, God het met die leiers van die volk gekom en die wil van die Here gedoen en saam met Israel die bepalings van die Here nagekom. Deuteronomium 33:21. Verder sê hy nog dit van God, dis nou Moses. Hy lê soos 'n leeuwin en verskeur die arm, ja, die hoofskedel. Jy kry die beeld, dit is die beeld van 'n leeu wat as dit ware daar lê en knaag aan 'n arm of aan 'n skedel van sy prooi wat hy klaar gevang het. Die bedoeling met hierdie beeld is die van 'n algehele oorwinnaar. God het sy vyande klaar oorwin. Hy het die opdragte van die Here uitgevoer. Hy het nie teruggedeins hoe moeilik dit was nie, maar deurgedruk en aangehou en ander kant uitgekom. Natuurlik vra die Here nie vandag vir ons om ons vyande uit te roei nie. Ek dink daar's baie ouens wat dit nogal letterlik sou wou opneem. Dis 'n hele paar ouens wat mense seker sou wou bykom. Hy wil hê dat ons nie die vestings van die heidene met die swaard moet aanval nie, maar met die swaard van die Gees. Met die woord moet ons die vestings van die heidene gaan oorwin. En ons moet aanhou, al is daar hoeveel teestand, en al is dit hoe moeilik en hoe swaar, ons moet deurdruk en aanhou, want dis wat gehoorsaamheid vra. Die vraag is net, hoe gehoorsaam is ons vandag nog aan die opdragte en die bevele van die Here? Luister ons regtig na sy bevele om die vestings van die heidendom met sy woord in te neem? Leef ons in al ons verhoudinge gehoorsaam aan God se woord en wil? Vertrou ons regtig voluit op hom in ons daaglikse versorging? Is ons gehoorsaam wanneer hy sê moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie, maar moedig mekaar of spoor mekaar ook aan, des te meer na mate julle die oordeelsdag van die Here sien naderkom. Moet 'n mens nie hierdie gehoorsaamheid weer opnuut gaan navraag doen? Hoe gehoorsaam is ek en jy? Die Gadite was nie 'n groot en sterk stam nie, maar hulle krag het gelê in hulle afhanklikheid en in hulle gehoorsaamheid aan die Here. En dit stem 'n mens nogal tot nadenke. Dis baie keer die ou kleintjies, dis baie keer die swakkes, die mense wat sy eie kleinheid, sy eie swakheid, sy eie nietigheid besef, wat diep afhanklik voor die Here lewe, wat sterk is. Paulus sê dit ook, as ek swak is, ek sal roem in my swakhede, want dan is ek sterk. 2 Korintiërs 12:10. Dit laat 'n nietige ou mensie moed skep. Die Here Jesus het immers gekom om te red wie nietig en verlore is. Christus kom sterwe vir sondaar mense,
Hy verlos klein mensies wat weet hoe nodig hulle die Here het. Hy laat deur sy Gees verder verlostes sien hoe hulle lyk, arm, klein, swak, beklaanswaardig, sodat hulle voortaan diep afhanklik voor God moet gaan lewe. Wanneer 'n mens se krag juis lê in jou vertroue op die Here en op sy groot mag. Hoor mooi wat ek sê. Wanneer 'n mens se krag lê in jou vertroue op die Here en op sy groot mag, dan buig jy gehoorsaam en gewillig voor sy wil. Wanneer jy jou vertroue in hom stel, dan is jy bereid om gehoorsaam hier te leef. Kom, vra eerlik vanaand vir jouself vanaand die vraag: hoe afhanklik leef jy voor God? Jy wat kom leer het deur die verligting van die Gees dat jy swak is, dat jy nie eers een oomblik staande kan bly in hierdie lewe nie. As jy hier uitstap, gaan jy net op die Here vertrou. Of is dit jou verstand? Is dit al jou berekenings? Is dit jou kragte? Is daar 'n klomp formules? Of reken ek en jy nog net op die Here? Hoeveel gehoorsaamheid is dan daar in my en jou lewe? Ek het gesien, wanneer dit juis gaan oor wetenskaplikes, wat allerhande wetenskaplike verklaringe het oor goeters, en daar nie meer 'n vertroue teenoor die Here is nie, dan is daar ook nie meer 'n gehoorsaamheid nie. Dan sê hulle sommer nee, wat die woord is niks nie. Die woord is deur mense geskrywe wat sondig is, en die woord is nie heeltemal aanvaarbaar nie, daar is soos 'n klomp nonsens ingeskrywe, ons moet hom maar eintlik weggooi. Hoeveel gehoorsaamheid is sigbaar in my lewe, in jou lewe? Gehoorsaamheid aan God en aan sy woord. Sy wet, sy wil. Is ek en jy nog gehoorsame kinders van God? Amen. Vader in die hemel, ons dank U vir U woord. Ons dank U dat U ons ook deur hierdie seën wat U oor die kinders van Jakob uitgespreek het, tot diep besinning bring oor ons eie lewens. Ons dank U ook vir die getrouheid en die loyaliteit en die gehoorsaamheid van 'n man soos God, en dat ons by hom kan leer. Gee dat ons ook in getrouheid sal lewe voor U, getrou in ons aanbidding van U, getrou in ons werk, getrou in waar ons kom en gaan. Gee dat ook hierdie vrug van die Heilige Gees deel van ons lewe sal wees. Want dan sal ons U aanbid by die besef dat ons sonder U nie kan lewe nie. Dan sal ons juis gehoorsaam wees aan U, omdat ons besef, ons is net van U afhanklik. Here, ons kom staan vanaand weer soos kinders voor U, klein, diep afhanklik. Lei U vir ons, wys U vir ons in hierdie week die pad, en maak dit vir ons oop. Ons vra dit ter wille van Jesus Christus ons Here. Amen.